Goeienaand, ons sluit ons Pinksterreeks vanaand af deur saam te lees uit Galasiërs 5 vanaf vers 22 tot en met vers 26. Maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Wonderlike Vader, baie dankie vir hierdie afgelope week se saamgroei uit u woord. Dankie vir dit wat ons uit hierdie boek Galasiërs kon leer. Dankie vir u Gees wat in ons harte werk, om elke dag net meer en meer deel te kan word van God se familie. En ons wil vanaand bid, Vader, dat u sal gee, dat die vrug van die Gees sigbaar sal word in ons lewens, in goeie, in swaar tye, in lekker tye ook. Maak dit stil in ons harte, Vader, en gee dat ons sal hoor wat u Gees vir ons wil sê. Amen. Geliefdes, ek lees dan vir ons Galasiërs 5 vanaf vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en sy begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Hoe kry 'n mens dit reg om te wandel deur die Heilige Gees? Vers 16 van Galasiërs 5 sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Maar hoe kry ek dit reg? Stap nommer 1, kruisig die eie ek. Ons teksvers sê dit, laat ons nie soekers word van ydelle eer nie, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Vers 24 sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en sy begeerlikhede gekruisig. So, kruisig die eie ek en laat toe dat die Heilige Gees jou gedrag bepaal. Jy weet, daar's tye in ons lewens wat ons baie vroom is en godsdienstig is. Ek gaan kerk toe, ek lees my Bybel, ek woon Bybelstudie by, ek praat mooi met almal, en die beeld wat ek uitstraal is die van 'n godsdienstige, vroom persoon. Maar tog lewe ek in kwaai vriendskap met party mense. Is ek kwaad vir my familie? Is daar wrokke wat ek koester? Is daar mense wat ek nie wil vergewe nie? Is daar vriende en mense vir wie ek nie lief is nie? Waarop dit neerkom is dat ek op die ou end dink, maar die Heilige Gees gee vir my 'n lysie. En hy sê vir my, kies uit hierdie lysie goed. Watter van hierdie dinge, watter aspekte van jou lewe wil jy onder my beheer plaas, en watter aspekte van die lewe wil jy self beheer? En die rede daarvoor is dat baie van ons die term vrug van die Gees verkeerd verstaan. Ons dink die Bybel praat van vrugte van die Heilige Gees. Maar die Bybel praat in die enkelvoud vrug van die Heilige Gees. So ek dink daaraan as vrugte van die Gees, so ek dink dis dalk 'n appel en 'n suurlemoen en 'n nartjie en 'n lemoen, noem nog 'n klomp goeters. En daarom dink ek, maar ek kan dalk vriendelik wees, en ek kan dalk geduldig wees, en ek kan dalk getrou wees. En as ek aan hierdie 3 voldoen, dan wandel ek deur die Gees. Maar met Christus en met God moet alles 100% wees. Dis alles of niks. Want Jesus Christus het alles gegee, sodat jy verlos kan word van die slaweband van die sonde en 'n kind van God kan word.
erfgenaam van God kan wees. Nou kan ons die vraag vra, maar hoekom praat die Bybel dan van die vrug van die Gees en nie van die vrugte van die Gees nie? Juis omdat Jesus alles vra. Hy vra nie net 'n deel van jou lewe nie, hy vra dat jy jou hele lewe onder beheer van die Heilige Gees kan plaas. En nou kan jy jouself gaan toets. Hoe lyk jou gesprekke? En jou gedrag? Is daar soms liefdeloosheid? Is daar soms ondankbaarheid? Onvriendelikheid? Ontrouheid? Raak jy partykeer buite beheer van jouself kwaad? Dit is die dinge van die vlees waarvan vers 24 praat. En om te wandel deur die Gees beteken dat ek hierdie eie ek moet kruisig met al hierdie begeertes van my om in beheer te wees, om my eie besluite te neem en te besluit wie ek gaan vergewe, teen wie gaan ek vriendelik wees, wanneer is ek lus om geduldig te wees en noem dit maar op. Die geestelike doel van my lewe is sigbaar vir die wêreld. Die geestelike deel van my lewe, is sigbaar vir die wêreld. So die wêreld kan sien uit die vrug wat ek dra of ek 'n kind van die Here is. Johannes skryf in die evangelie dat 'n appelboom kan nie suurlemoene en verskillende soorte vrugte dra nie. Hy dra appels. En so dra kind van die Here die vrug van die Gees. Nou dit is baie belangrik dat ons sal weet hoe die vrug van die Gees werk. Die vrug van die Gees werk so. Dis soos 'n groen vruggie wat aan 'n vrugteboom kom. En as ek die boom water gee en dalk kunsmis, dan groei daai vrug tot hy so geel en ryp is soos hierdie lemoen en ek hom kan pluk. So die vrug van die Gees is iets wat ek ontvang van die Heilige Gees, maar hy moet groei in my. Hy moet groei om ryp te word, sodat hy sigbaar kan word aan die wêreld. En hoe groei hy? Hy groei deur my verhouding met die Here Jesus Christus. Johannes 15 gebruik die beeld van die wingerdstok en u kan dit daar gaan lees. Hy sê, wie in my bly, sal veel vrug dra. So binne daai verhouding met die Here Jesus Christus, groei hierdie vrug groot en hy word ryp, sodat hy gepluk kan word. En daarom is dit so belangrik, as ek wil hê, die vrug van die Gees wat ek ontvang het van die Heilige Gees moet groei, dat ek sal sorg dat dit wat ek lees, dit wat ek hoor en dit wat ek praat en die plekke waar my voete loop, op die ou end sal bydra tot groei in my geestelike lewe. Want, en dit is nou die laaste vraag, hoe kan ek die vrug van die Gees dra? Is dit my eie inspanning? Is dit ek wat verantwoordelik is daarvoor? Dan sê ek ja en nee. Ja, omdat jy 'n wilsbesluit neem. Jy neem 'n wilsbesluit om te sê,
Ek kruisig my eie ek en ek gaan my lewe onder beheer van die Heilige Gees plaas. En deel van daardie wilsbesluit is om te sê, ek gaan nie na plekke toe gaan en ek gaan nie dinge doen wat my vleeslike begeertes gaan aanwakker nie. Ek gaan my besig hou met die dinge daarbo. Dinge wat bydra tot geestelike groei in my lewe. So ja, jy het 'n aandeel. Maar die tweede ding is dat die vrug van die Gees iets is wat jy van die Heilige Gees ontvang. Hy skenk dit uit genade aan jou. En deur die groeiproses groei jy die vrug sodat ek op die ou end vriendelik, liefdevol, vol blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing uitstraal. Ek groei sodat die wêreld op die ou end die vrug van die Gees in my lewe raak sien en dit identifiseer. 'n Vriend van my sê, God is 'n vrugte-inspekteur. Nou dalk is hy nie 'n vrugte-inspekteur nie, dalk is hy 'n vrug-inspekteur. Want in Johannes sê hy, 'n boom sal aan sy vrugte geken word. In Johannes 15 vers 8 sê hy, en daarmee gaan ek afsluit, hierin word my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Het jy al gehoor hoe wonderlik is dit as jy met 'n kind praat en hy jou vertel van sy pa en hy nie uitgepraat kan raak oor sy pa en dit wat sy pa doen nie. Nou, deur die vrug wat ek en jy dra, sê Jesus in Johannes 15, is ons besig om God te verheerlik. Mag jy vandag besluit, maar ek wil vir die hele wêreld wys, ek is deel van God se familie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ek wil vanaand bid, dat U sal gee dat ons die eie ek sal kruisig, en dat U Gees beheer sal neem oor ons hele lewe. Ek bid vir elkeen, Vader, wat na hierdie boodskap luister, dat U die geloof in hulle sal werk om 'n wilsbesluit vanaand te neem. En dat hulle die werke van die vlees, afgodery, towery, vyandskap, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, al daardie dergelike dinge, dat hulle dit sal kruisig, en dat hulle sal wandel deur die Gees, sodat die vrug van die Gees in elkeen van ons se lewens sigbaar sal word. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en selfbeheersing. Mag U naam verheerlik word deur dit wat ons doen, dit wat ons praat en die plekke waarheen ons gaan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Aan U behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen.